So ons praat al 'n rukkie daaroor en Jan het die afgelope paar weke eintlik daarna toe ook verwys. Maar in ons geloofspad kry ons baie keer 'n uitdaging en dan dit wat die Here vandag op sy hart gesit het is presies daai, nê. Ons aanslag tot die uitdagings bepaal eintlik die uitkoms. Met ander woorde die my gesindheid en my houding tydens die uitdaging, nê, tydens die toetsperiode, tydens die fase wat ek deurgaan. So die titel van vandag se boodskap is gelouter deur 4 en daar's 2 skrifte wat ons gaan lees. Die eerste een is in 1 Petrus 7 en die tweede een is in Malagi 3 vers 3. Maar ek weet nie of julle al gesien het hier, daar's 'n hele bedryf ontstaan die afgelope ruk om ou elektronika bymekaar te maak en dan te smelt. Net om die klein bietjie goud en silwer en platinum wat hulle gebruik as geleiers op daai borde bymekaar te maak. So in die westerse wêreld in die eerste wêreldlande is daar hele bedrywe wat geld betaal vir ou printers en ou goed, nê. Want daar's 'n klein bietjie waarde wat opgesluit is tussen al daai plastiek en al daai gemors. Nou die proses wat hulle volg is interessant. Party ouens breek dit op en maal dit. Ander ouens gooi dit sommer net in 'n klomp suur. Ander ouens smelt maar net die spul. Steek dit in die brand. En wat ons vandag gaan doen is ons gaan 'n bietjie deur die woord gaan en dan gaan ons sien hoe die Here verskillende mense gevat het. Party het dit seker vir hulle gevoel asof hulle deur 'n maler is. En ander het vir hulle seker gevoel asof die lewe aan die brand wil steek. En vir ander het dit gevoel asof hulle net alleen is, nê. En dan as jy nou weer na 'n ou printer kyk wat nie wil werk nie, ek dink ons almal het al 'n printer gehad wat hy wil regtig nie meer werk nie, nê. En dan wil jy nou print, nê. Dan wonder jy regtig, nê, kan ek nie om aan die brand steek nie, nê. Maar daar's nog waarde ontsluit ons. En dan partykeer kyk ons na mense, nê, en dan voel ons so oor mense, maar dan sien ons nie daar waar God die waarde gelos het nie. En dan partykeer kyk ons so na onsself en dan sien ons nie waar het God die waarde in ons gelos. En daai gesindheid van daai ou wat by die dorp aangekom het, nê, en kon sê maar die vorige plek wat ek gebly het was amazing, maar ons het gevoel ons moet skuif, nê. En maak nie saak waar jy daai ou plaas nie, die volgende plek gaan ook amazing wees, nê. Met ander woorde, ek raak al hoe meer oortuig dat ons vermoë om die vrug deur 'n periode van swaar kry te kan ontvang, hang eintlik maar net van ons reaksie tot die omstandighede af. Want God se wil is dat dit met jou goed gaan. God se wil is dat jy van hom af ontvang, nê? Want God is goed. En hy sê dit in sy woord. En dan baie keer as ek na my eie lewe kyk en ek kan af getuig, as my gesindheid swak was, het ek nie 'n lekker ervaring gehad nie. En het ek weggestap met 'n knak in my, nê? Of 'n letsel of 'n dit of 'n dat. So kom ons begin by 1 Petrus 1:7. So daar staan so dat die beproewing van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En dan in Malagi 3 vers 3 staan daar. So julle gaan net by my moet byhou vandag, want daar's 'n klomp skrifte wat ons moet deurwerk. En ek gaan net vinnig, maar julle kan my glo as ek dit wat daar staan is dit wat daar staan. In Malagi 3 vers 3 staan daar, en hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer. Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in die geregtigheid 'n offer sal bring. Nou een van die maniere, nê, om metaal te suiwer is op 'n chemiese manier. As 'n chemiese proses, nê.
So hulle vat 'n suur of hulle vat 'n oplossing, nê, en dan gooi hulle die metaal daarin en dan is die metaal in oplossing, nê. Dis fisies in suspensie in die vloeistof. En dan as hulle dit met silwer doen, dan lyk dit sommer so blou. En as hulle dit met goud doen, dan lyk dit so bruinerig, die kleur. Nou ek het al fisies met my oë gesien waar iemand koper en goud wat gemeng is in 'n suur gooi, nê. En dan het jy al gesien as koper so groen word op 'n koperpyp wat oksideer, nê, dan kom daar so 'n groen rook, nê, soos wat die suur daai koper opvreet. En ons kyk daarna en dan dink ons, okay, maar dit word net suiwer. Maar kan jy dink aan die proses wat daai metaal moet deurgaan om suiwer te word? En dat dit 'n aggressiewe en 'n korrosiewe proses is, nê. So dwars deur die skrif word gebruik God hierdie beeld van loutering om te beskryf dat goud word deur hitte gelouter en silwer word deur vuur gesuiwer, nê. Met ander woorde, hy vergelyk dit met ons geloof en dan sê hy, my en jou geloof word versterk deur beproewinge. En ons lewe in 'n era waar die evangelie sag gebring word. Met ander woorde, dit gaan net altyd goed met jou gaan en alles is alright, nê. En ons almal kan getuig van dat dit nie net altyd goed gaan in alles. Maar ons kan daarvan ook getuig dat God altyd goed is, nê. En dat God se genade altyd genoeg is. En dat God se voorsiening altyd betyds is. En dat God se liefde nimmer eindig is. Nee. En ek dink dis die verskil. So wanneer ek meen die vuur is ongemaklik. Want die vuur het 'n doel. So God ontwikkel ons as sy mense, nê. En as ons na die woord kyk, party van hulle deur 'n woestynseisoen gegaan, ander het deur lyding gegaan. Ander moes wag, nê. Ander het ongelooflike druk ervaar en ander was getoets. So in Maleagi 3 vers 3 verwys dit na die loutering van onsuiverhede. Hy sal sit as 'n smelter en die reiniger van die silwer. Met ander woorde, hy gaan moeite doen, nê, en hy gaan jou deur 'n proses vat sodat jy suiwer kan word. So 'n louteringsproses is veronderstel om onsuiverhede wat bestaan te verwyder. Met ander woorde, die swakheid en die onvermoë in jou binneste, nê. Ek het nou al daai grappie vertel van die vorige man, nê, wat perfek was, nê. Julle kan hom onthou, nê. Nou nie een van ons is ongelukkig daai vorige man wat perfek is nie. So ons almal het onsuiverhede in ons binneste. En die vuur is ongemaklik en suiwering vereis intensiteit. As ek daai vlam te flou het, dan is dit net ongemaklik, maar daar is die suiwering. So Bybels gesproke openbaar lyding tydens moeilike tye, nê, gewoonlik die goed wat weggesteek is in jou binneste. Daai gedagtes wat jy nie eintlik deel met ander mense nie, en daai goed wat eintlik nog in jou binneste vasgelê is. En as ons na voorbeelde kyk, nê, kan ons na Job gaan kyk. Hy was getoets deur verlies. Ons almal kan saamstem dat Job het alles verloor, nê, Job 1:20-22. Job se lyding het geopenbaar dat sy aanbidding slegs afhanklik was van die Here en nie van wat hy gehad het. Want maak nie saak wat nie, maak nie saak wie het hom aangekla nie. Hy het nooit teen die Here gedra nie. Hy het vir die Here gesê hoe hy voel, 'n paar keer. Hy het sy emosie en sy hart met die Here gedeel, maar hy het getrou gebly. En dan as ons dink aan Petrus, nê, hy was weer getoets deur mislukking. Toe hulle hom gevra het, maar is jy nie een van die disippels nie? En net voordat het hy vir Jesus gesê, maar ek sal altyd vir jou staan. Ek sal dit altyd reg doen, Here. Binne in my binneste is ek so sterk, ek weet, nê? Ek's vas in my geloof. Kan jy dink aan sy hart, hoe moes hy gevoel het?
Daai oomblik toe hy besef, maar ek het nou my Here geval. Ek het nou die geloof wat ek ontvang het. Dit wat ek glo in my binneste, het ek nou geval. En dit staan in Lukas 22:54-62. So Petrus se verloning het vrees en selfvertroue blootgelê wat nog nie gelouter was deur die vuur. En ons het 'n behoefte dat die Here iets in en deur ons doen, nê? En ons het 'n behoefte dat die Here ons vat van waar ons is na wat hy sien binne in ons, nê? Maar ons sukkel om deel te neem aan hierdie louteringsproses. En eintlik besef ek al hoe meer, nê, ons moet opgewonde raak, want die Here moeite doen om stil te sit en ons te suiwer. Ons moet opgewonde raak oor die proses, wanneer die Here moeite doen om seker te maak dat jou hart gereinig word. So as ons dink aan Dawid, hy was weer getoets deur wag, nê? So toe hy in die woestyn was, het Dawid aan hom geopenbaar dat tydsberekening nie was soos wat hy gedink het moet wees nie, nê? En hy was getoets deur wagtyd. So in 1 Samuel 24:4-7 sien ons dat God se tydsberekening is nie altyd soos wat ons dink dit moet wees. En ons kan regtig vertrou dat hy getrou is in elke seisoen. En dit wat God vir Dawid beloof het, het hy nog steeds ontvang. Hy het nog steeds die voorreg gehad om dit te kry. Hey man. So, beproewing bring volhardheid voort, nê? In Jakobus 1:3 staan daar, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, nê? So asof ons dit weet, nê? Want julle weet mos, as dit moeilik is, dan gaan julle geduldig raak. Dis mos vanselfsprekend, nê? Ek het gistermiddag 'n moeilike dag gehad en Lukas het saam met my gery. Ek het seker 5 of 6 keer my sonde bely, nê? Soos ek kwaad geraak het. En sê ek vir hom skus seun, ek's jammer. Want sê ek, ja, Here vergewe my asseblief. En dan 2 sekondes later as ek weer die wat se naam in, nê? Want die mense wil net nie saamwerk nie, nê? En dan moet ek weer my sonde bely, nê? En dan besef ek net, okay, maar en toe op 'n stadium, toe sê ek soos Here, okay, ek gee nou hierdie hele situasietjie vir u en dis nie so groot nie. Ek gee dit nou vir u. 5 minute later kry ek 'n oproep. Dit is uitgesorteer. En dit gaan oor 'n wasmasjien op, hoor. So en ek weet nou ja, en dan dink ek myself, kon ek nie net in die begin geduld gehad het, nê? En vrede gehad het en toegelaat het dat my hart vry is nie. Moes ek myself opwerk, nê? Moes ek my vlees tot stand laat bring. So daai Griekse woord, nê, hypomone, beteken standvastige volharding om onder druk staande te bly, geestelike veerkragtigheid. Met ander woorde, ek kan jou druk, nê, en dan spring jy weer terug. Ek kan druk toepas en jy kan dit vat. Jy is nie bros nie. Jy is nie broos nie. Jy staan sterk in die geloof. Nee, so leiding ontwikkel die vermoë om gemak prys te gee. Om geduldig te wees, om afhanklik van die Here te wees, om emosionele uithou vermoë te hê. Met ander woorde, jy is nie so sag en so lig geraak, nee, dat enigiets skuif jou nie. En dit gee jou die vermoë om gehoorsaam te wees onder druk. En as ons dink aan voorbeelde in die Bybel, dan kan ons dink aan Josef, wat ook getoets was deur 'n wagtyd, nee, baie meer as 'n wagtyd, nee. Hy was getoets deur familie. Hy was getoets deur vrouens, hy was getoets deur allerlei dinge, nê? En die man het staande gebly. In Genesis 39:20-23. Josef het jare van verraad en gevangenskap verduur voor dit wat die Here oor hom gespreek het tot vervulling gekom het. En dan kan ons dink aan Paulus wat getoets was deur lyding, nê?
Erge lyding. 2 Korintiërs 12:7-12. Paulus het volharding geleer deur swakheid en lyding. En ek meen, hy skryf daarvan, hè. Hy sê, hierdie doring in my vlees. Nou of hy siek was, nê, en nou of op 'n eiland was, en of hy op dit was, en of dat was, of maak nie saak wat gebeur het nie, nê, sy geloof het staande gebly. En aan Elia, in 1 Konings 19:18, hy was weer getoets deur uitputting, nê. Mens sal dink na daai wonderwerk van die vuur, nê, wat gekom het, wat als pap nat gemaak het, dat jy sal op hierdie hoogtepunt wees van jou geloof. Jy sal voel, die Here het nou gekom en hy het 'n oorwinning gegee en hy het 'n wonderwerk gedoen. Nee? En al hierdie Baal-profete staan nou skaam. Want hulle God is dood en ons God leef. Nee? En dan Elia daar weggestap en hy het in 'n depressie ingeval. En hy was in sy lyding getoets. So, volharding word nie in gemak ontwikkel nie. Jou vermoë om staande te bly tot in ewigheid is nie afhanklik van hoe gemaklik jy is vandag. En dan as ons na Abraham kyk as 'n voorbeeld van getoetste geloof in Genesis 22, nee, nou, ek meen dis seker my gunsteling gedeelte in die Bybel, nee. Waar Abraham is die duidelikste voorbeeld van geloof wat getoets is. Die Here vra van hom om die belofte wat hy vir hom gegee het, vir hom terug te gee. Die Here vra van hom om alsprys te gee. Die Here vra van hom om sy eie vlees te offer. Nee. En die dieper saak was nooit eintlik Isak nie. Die dieper saak was die Isak binne in Abraham se hart. Want die Here het nie bloed gesoek nie, die Here het Abraham se hart gesoek. Want God sal sy eie offer voorsien. So toetsing maak dikwels dat dit geopenbaar word waarop jy steun. Dit word geopenbaar wat jy die meeste lief het. En dit wat jy die Here, wat jy meer op vertrou as die Here. Nou Israel in die woestyn in Deuteronomium 8:2-3, nee, God het Israel deur die woestyn gelei, nee, en hulle het om hulle te verontmoedig, om hulle te toets, om hulle te suiwer, nee, om hulle vry te maak van al hierdie gewoonte van Egipte, nee. Daai knoffel en eie storie. Om hulle vry te maak van al daai geure wat saamgekom het, nee. En wat het die woestyn toe blootgelê, nee? Ongeloof en murmurering en vrees en afgoderry en afhanklikheidsprobleme. En Moses was toe getoets deur leierskapsdruk in die Numeri 11 10-15, nee, het selfs Moses oomblikke van uitputting beleef as gevolg van die druk. Selfs God wat gesê het hy's 'n vriend, nee. So wat ek vir jou wil sê is dat ek en jy, nee, ervaar druk en ons ervaar tye van loutering, nee. Tye waar die Here vat ons deur 'n proses waar hy moeite doen, nee. Ons gaan nou net kyk na waar my pa moeite gedoen het om 'n huis mooi te maak, nee. En dan kan jy sien die areas wat klaar is, iemand het tyd ingesit en moeite gedoen. Nee. Nou sien jouself so dat die Here kom na jou toe en hy doen moeite om iets te vestig wat daar kan wees, maar nog nie daar is. Met ander woorde, al die materiaal om dit pragtig te maak is reeds binne in jou geplaas. Al wat hy nodig het is om tyd in jou te spandeer. En dan raak ons opgewonde oor hierdie proses in plaas van om teen die proses te werk. Kan jy nou dink as hy 'n stukkie goud wat nog bietjie koper of brons aan hom het, nê, sy voetjies en sy arms so uitskop as jy hom in daai beker wil gooi, nê, en hy keer net dat hy nie onder aan daai suur raak nie. As hy onderkom, dan lig hy sy boude so op, nê. Jy dink aan daai beeld.
Maar dit is hoe ons maak, nee. Want ons weet as ons gatte die siel tref, nee, dan gaan dit brand. Maar in daai proses kom ons vry, nee. So Israel was getoets deur afhanklikheid in Eksodus 16 vers 1 tot 3 en die woestyn het openbaar dat hulle daagliks van die Here afhanklik moes wees. Die manna het daagliks gekom. Die kwartels het daagliks gekom. Hulle het nie gesukkel met 'n wasmasjien in die yskas nie. Net met die kraan wat nie daar was. Net met die kraan wat nie daar was nie. So Jesus se toetsing, in Hebreërs 5 vers 8 staan daar, al was hy die seun, het hy gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Kan julle dit dink, dat God wat homself mens gemaak het as gevolg van sy lyding geleer om gehoorsaam te wees. Hoeveel te meer ek en jy nie. So selfs Jesus het toetsing beleef, die versoeking in die woestyn, sy verwerping, die verraad van Petrus en die res van sy disippels, die lyding, Getsemane. Ek het nou die dag toe hoor ek iemand, 'n dokter praat oor die proses wat Jesus deurgegaan het, die fisiologies hoe dit moes wees. En na 5 minute is dit van so aard dat dit raak eintlik gruisam. Dit is nie lekker om daarna te luister. Dan kan jy dink jy moes dit doen. Jy was die soldaat wat die taak gehad het om die kats te slaan. Of jy was die soldaat wat die taak gehad het om seker te maak dat hierdie gevangenes nou oorlede is. So jy stap verby en jy breek hulle been om te kyk of hulle dood is. Kan jy dink hoe hard is jou hart al? Kan jy dink hoe stikkend is jy al, hoe ver is jy al verwyder van wat God jou beplan het om te wees en te maak, En dan dink ons aan mense wat goed aan ander mense doen, en dan besef ons nie, hulle harte is maar net verhard, Hulle het hulle self nou maar net so ver verwyder. Hulle het deur 'n louteringsproses gegaan, en in plaas daarvan om toe te laat en saam te werk, het hulle nou al so goed geraak, dat net die butt cheeks is gebrand, Maar hulle brand net die hele tyd so. So dit is net die hele tyd ongemaklik. Hulle gaan nie diep genoeg in die vuur in om suiwer te word. Toe Sadrag en Mesach en Abednego in die vuur ingegaan het, die soldate wat die vuur gestook het doodgegaan. Maar die manne wat ingestap het geleef. Kan jy dink aan daai paradoks, En dis presies die gesprek wat ons hier het. Is wanneer ons deur 'n periode gaan wat dit vir ons voel, maar God is besig om te stroop, of God is besig om lank te vat, of God is besig om dit moeilik vir my te maak, of die lewe werk teen my, of hierdie situasie kry ek nie antwoorde op nie, dan kan ek vir jou sê wat is die beste strategie, hardloop reguit in die vuur. Want daar waar jy staan op die punt van die vuur is waar mense gaan dood op daai plek. Mense se harte gaan dood, mense se wese sterf. Mense kom tot niet wanneer hulle nie bereid is om in die vuur in te stap nie. Want Nebukadneser se getuienis was, nou weet ek dat julle dien die enigste God. Hy het nie sy standbeeld afgebreek nie, na die tyd nie, net so baie way. Maar hy weet, hulle dien die enigste God. So ek en jy, kry die voorreg om te besef dat Christus het die volmaakte voorbeeld geword van hoe dit lyk as jy getrou is in volharding. En ek wil vir jou bysê, en hier sou die hoopvolle gedeelte, is dat toetsing vernietig jou nie. Hierdie proses wat die Here ons vat, loutering, om iets suiwer te maak, vernietig nie iets nie. Dit maak dit beter. Met ander woorde, dit wat uitkom nadat hy klaar is met jou, is beter as wat daar was voor die tyd. Nee, maar Here, ek kan nie sien hoe hierdie situasie my lewe gebeter maak. Dit is alright as jy nie kan sien nie, want jy is maar net 'n mens.
Ek kan nie sien hoe daai ou se hart gaan verander nie. Dit is so. Maar God kan sien. God sien in ewigheid wat ons in tydelikheid nie eers kan begryp nie. So in Romeine 8:29, gesmelter verbrand nie goud om dit te vernietig nie, maar om dit te suiwer. So wanneer die Here jou louter, is dit om jou te belyn en te transformeer en nie te vernietig nie. Lyding kan, trots afbreek. Dit kan swakheid openbaar, dit kan selfvertroue wegneem. Maar die groter doel is nie daai goed nie. Die doel is gelykvormigheid aan Christus. Die doel is om aktief deel te neem. So Petrus se mislukking het hom gevorm. Gelukkig was Petrus slim genoeg om te luister, en dom genoeg om gehoorsaam te wees. Hy het nie toegelaat, dat daai oomblik van verraai sy identiteit word. Hoeveel keer het ek en jy al toegelaat dat 'n oomblik van swakheid word deel van ons identiteit? 'n oomblik van verwerping, 'n oomblik van mislukking, 'n oomblik van tekort, 'n oomblik van word deel van ons identiteit. En dan is dit nog iets wat God jou van moet suiwer. Maar dit bely nie met sy woord nie. So in Johannes 21:15-19 lees ons dat Petrus se mislukking het hom nie vernietig nie, maar dit het hom verander. So die paradoks van vreugde in die beproewing. Dis wat die Here nou besig is om met my oor te praat. Daai paradoks van ek kan vreugde hê ten spyte van omstandighede. Met ander woorde, daai vroutjie wat gister, en 10 dae terug my nie wou help nie, en nog steeds jok, en nog steeds my nie wou gehelp het nie. En selfs nadat ek met haar baas gepraat het, nog steeds 'n halwe storie vertel. Dat ek nie moet toelaat dat dit my hart beïnvloed nie. En ek moet nie toelaat dat dit my vreugde steel nie. En ek kon daai hele situasie 10 dae terug vir die Here gegee het, en 10 dae terug met 'n uitkoms gesit het. Ek kon deelgeneem het in die louteringsproses in plaas van om so vas te klou aan die proefbuis. Dit is 'n klein toetsie, Dis 'n wasmasjien. Dit is klein goedjies, So Paulus en Silas, daai manne is eisters. Hulle het gesing in die tronk, Nie self jammer gekry nie. Nie gehuil en geween en gekners en wat gaan ons eet en waar gaan ons klere kry en waar gaan ons uitkom. Here, ek dien nie al so lank. Ek het al soveel mense van die vertel. Hulle het begin sing. Want hier is ook mense om van die Here te vertel. Tough crowd. Sadrag, Mesach en Abednego in die 4 oond, Hulle geloof is so standvastig dat dit stadig bly. Hierdie gedagte, jy stap hier aan, hierdie groot eisters, hierdie soldate wat hierdie oond voer, hulle stap weg met brandwonde. Hierdie manne wat hierdie hout moet ingooi, hulle kom tot sterwe daar rondom die oond. En die koning is daar iewers en hy aanskou hierdie oefening en dis maar net vir hom alright, Ja, ek meen, hy sit seker daar agter, lekker ver genoeg van die vuur op wat hy nog sy drywe kan geniet, Ek weet nie, as jy nou 'n fliek moet maak, hoe gaan jy hierdie uitbeeld? Hy sit nou ver genoeg en almal skarrel rondom die koning om net seker te maak, dalk het hy 'n palmtakkie wat hom koel waai, En hierdie manne wat naby genoeg gaan, hulle gaan dood. En hulle is die bere, hulle is nou die eisters, dis die sterkste soldate wat dit nou moes doen. En hulle is jou opdrag, Die vorige ou wat die hout gegooi het nou net doodgeval hier voor jou. Nou moet jy ook gaan in hout ingooi. En dan kom jy, en dan kom die manne wat daar moet instap, en hulle stap vrywilliglik daar. Oor is vooruit.
Want as ons vergaan, het ons gehoorsaam gebly. En as ons nie vergaan nie, is ons God met ons. Vasberade, standvastig, veerkragtig. Hulle harte is gelouter tot en met heerlikheid. Romeine 8, 17 en 18 staan, as ons saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word. Nou, die profete praat van die wat disippels maak, sal in ewigheid, of die wat die Here, of wat mense na geregtigheid toe lei, sal in ewigheid saam met die Here skyn. Nou, ek doen dit nie om eendag soos 'n liggie te lyk nie, maar ek wil graag lyk soos wat die Here lyk, in my binneste. En dwars deur die skrif bly hierdie patroon dieselfde. Gaan kyk in die Ou Testament en dan as jy patrone begin soek, dan is dit soos God herhaal homself. Hy is soos die beste, weet ek in graad R is ons maar net herhaling, En ek dink eintlik is ons almal net besig met graad R die hele tyd. God herhaal maar net elke keer dieselfde. En elke keer as ek 'n preek moet voorberei, dan dink ek maar ek het al hieroor gepraat en dan gaan kyk ek in die woord en ek sê okay, maar die woord herhaal homself die hele tyd. So duidelik verstaan ons nie so lekker nie. Want as God homself die hele tyd moet herhaal, dan besef ek net, maar hy's eintlik maar net een sentrale boodskap. En die boodskap is as volg: dat lyding gaan ons verhef en die opstanding uit die dood is nodig sodat lewe kan kom. Want al hierdie sade wat ons nou bymekaar maak, as jy hom in die grond druk in die lente, dan gaan hy vrug dra. In die winter weer, of in die herfs. So Josef het van gevangenis af na heerskappy toe gegaan. Dawid het van die woestyn af na die troon toe gegaan. En Jesus Christus, het vanaf 'n papbabietjie gegaan, van God af na 'n papbabietjie toe, na iemand wat gekruisig is, vrywilliglik deur mense. Voor dit was hy versoek in die woestyn. En hy sit vandag aan die regterkant van God en hy heers. En hy sê vir jou, hy maak jou sy mede-erfgenaam. Hy sê vir jou, jy kan skyn soos wat hy skyn. Hier kan jy dit indink. Dit gaan my verstand te bowe. Dat God vir my die voorreg gee om soos hy te kan wees. Dat God vir jou die voorreg gee om soos hy te kan wees. So ons moet verstaan, dat die Bybel leer ons duidelik, dat lyding kom nie direk van die Here af nie. En ek dink net ons moet besef, dat God mors nooit, Gert het dit al gesê, God mors nooit 'n goeie krisis nie. Moenie 'n goeie krisis mors nie. Moenie 'n tyd van loutering mors nie. Nou pyn heilig nie outomaties nie. En lyding maak jy nie outomaties beter mens. Want as jy na party mense kyk wat baie gelei het, dan raak hulle net al hoe bitterder en al hoe moeiliker en al hoe swaarder. So dis nie van selfsprekend dat dit die reaksie is nie. Maar wat ek jou wil vra is, wat ek jou nou na toe wil uitnooi, is om met vreugde deel te neem aan die proses waardeur God jou vat om jou hart en jou wese meer te laat lyk soos wat hy lyk. Mag ons so veerkragtig wees, dat wanneer God ons deur iets vat, dat ons uitsien na die proses. Dat ons vreugde vind in die feit dat ons sterker word. As jy begin oefen, op 'n stadium toe ek so laat 20s, vroeg 30s was, was daar 'n periode wat ek nou vir 4-5 jaar na 'n sekere doelwit toe geoefen het, En dan in die begin, dan kom jy op 'n punt
waar dis regtig seer, nê? Dit is net seer elke dag, alles is net seer, nê? Dit is moeilik om op te staan, en dit is moeilik om weer so toe te gaan, en dit is moeilik om jouself weer in dit bloot te stel, en dan as jy deur daai seer kom, dan kom jy op 'n punt waar daar iets skuif in jou, nê? En daai uitdaging van, okay, maar ek kan dit doen, nê? Dryf jou om weer te gaan, en dit raak lekker, en daar's 'n bevrediging in dit. En my gebed vir ons as gemeente is dat ons begin veerkragtig en sterk genoeg raak in ons geloofslewe, dat hierdie proses van suiwering vir ons lekker raak. Nie dat ons die hele tyd moet swaar kry nie, maar sodat ons aktief deelneem, dat dit wat die God in en deur ons wil doen, dat dit nie jare hoef te vat nie. Dat ons soos die vuur sien, dat ons in hom inhardloop, en dat dit so saterdag gemeente gaan Abednego is, dat dit warm is vir 'n rukkie, maar dat ons weer kan uitstap. Dat die getuienis wat daar uit moet kom, tot God se heerlikheid sal wees. En dat selfs mense wat hulle teenoor die Here opstel sal kan sien, maar julle dien die werklike God. Julle dien die God van ewigheid. Die God wat julle dien is die God, dis die God wat ek ook wil dien. Die geloof wat julle het, is die geloof wat ek ook wil leef. Petrus het nie toegelaat dat sy mislukking hom beskryf nie. Maar Judas het toegelaat dat sy mislukking hom beskryf. Albei was disippels gewees. Albei het Jesus verloon. Ons kan nou dink, Judas se sonde was erger as Petrus se, maar dit is dieselfde. En Petrus het aangegaan in die kerk, soos wat Christus geprofeteer het, is gebou op dit wat hy tot stand gebring het. En die ander het alles verloor. So sluit julle oë asseblief. Ons gaan nou in die tyd van Pinkster in. En Pinkster was in die tyd waar die disippels die voorreg gehad het om weer eens getoets te word in geduld en in wag. So mag hierdie tyd wat ons nou inbeweeg vir my en jou lei. Mag die God, mag my en jou God, Jesus Christus, en Heilige Gees, wat goud louter en harte suiwer, jou dra in hierdie seisoen wat ons nou op hom wag. Mag die vuur waardeur jy gaan jou nie vernietig nie, maar jou verander. Mag die verborgde onsuiverhede wat nog plek het in jou hart vinnig uitkom en spasie maak vir groter heiligheid. Mag vrees in jou verander tot geloof en mag jou eie krag getransformeer word tot oorgawe. Mag jou swakheid verander in afhanklikheid van God. Mag jou woestyn 'n plek van ontmoeting met Heilige Gees word. Mag jou wagtyd 'n voorbereiding wees. En jou beproewinge 'n standvastige volharding wat voortbring God se wil in en deur jou. En soos wat die disippels gewag het, mag ek en jy wag vir Heilige Gees om in ons lewe uit te stort en ons te versterk en ons te vul en ons te heilig en ons te bemagtig en ons te lei na getroue en gehoorsaamheid. Mag die vuur van loutering ook die vuur van goddelike bemagtiging in en deur jou wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.